you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing. Goeiedag, liewe kruiskyk-kykers en familie. Dit is goed om weer terug te wees hier op jou program The Heart of God met my, Vian Hearn, en saam met my in die atelier is Tannie Marits. Tannie Martha Marits, dit is goed om u hier te hê in die atelier. Dankie Vian. Groet ons kykers by die huis. Ek groet elke liewe kyker en mag hierdie program vir julle so 'n blessing wees. Baie dankie Tannie Martha. Dankie. Ek is so bly om te kan kuier en om te kan weet dat die Here se teenwoordigheid is hier en die Here gaan in en deur ons werk en hy gebruik ons net soos ons is, Tannie. Dis wonderlik. Met ons eenvoudigheid. Ja, kyk, ek moes nou vir ons kom haal toe ons niks was en niemand was nie. Amen. En dit is amazing. Nee, ek het ek vat nou 'n bietjie oor, ek is jammer. Ek het 'n program gekyk hierdie week en toe gaan dit oor wie Jesus was voor die grondlegging van die aarde. Jong, daai ding het my gehumble. Ons is gewone mense. Ek moet dit so 'n bietjie gaan kyk. Ek gaan vir jou daai een aanstuur. Stuur dit vir my aan. Tannie, kom ons open hierdie program op 'n gepaste manier. Halleluja. En ons buig net ons hoofde en ons vra die Here se almag en sy hand om ons te seën en ook elke liewe kyker by die huis te seën. Amen. Hemelse Vader, dankie Here vir u onveranderlike liefde. Halleluja. Here, u trou dier van geslag tot geslag. Vader, wil u elke kyker by die huis kom seën vandag, Here. Yes. Here, dankie my God dat u hulle ook sal heilig maak, Vader, soos u heilig is, Vader. Dankie vir u teenwoordigheid, Heilige Gees. Here, bekragtig ons. Here, sodat ons niks sal doen uit ons eie vleeslike gedagtes en menswees nie, Here. Here, maar laat u al die glorie en die eer kry. Seën ook vir Tannie Martha Marits, Vader. Dankie vir haar tyd wat sy afgestaan het, Here, om te kom deel met ons en vir ons ook te kan bemoedig. Ek bid en ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Tannie Martha, ek is so bly ek het u ontmoet finaal. Ek het u kontak gekry by 'n geliefde pastoor, so Tannie Sorina Skuman, ja. En sy was ook al met my op 'n vorige geleentheid hier by Kruiskyk. En sy het vir my vertel dat Tannie is lief om te spesialiseer in die geestelike wêreld met geestelike oorlog. Dis korrek, ja. En in die tye waarin ons lewe is dit belangrik om toegerus te wees met die wapens wat God vir ons gegee het. Ja. En in ons op 'n volgende geleentheid gaan ons bietjie meer daaroor in diepte deel. Maar vir nou, vertel vir ons, wie is Tannie Martha Marits? Okay. Nee, dit is net 'n voorreg, dit is net 'n plesier. Jy weet, ek sê, wanneer jy jou getuienis gee, kry jy al hoe meer waarde, hoe langer jy met die Here loop. Want hindsight, soos hulle in Engels sê, is perfect sight. Jy sien al hoe meer raak, waar het jou Abba Vader, waar die skepper God wat die verlosser geword het, jou kom uithaal. Ja. So, op hindsight, jy weet, dan sien jy jou lewe lê so in daai bladsye van sy woord. Ek is 'n plaasmeisie. Ek het in die Karoo op 'n plaas groot geword. Ja. Ek moet hom daar begin, want daar het alles begin. In die Karoo. In die Karoo op die plaas, my pa was 'n skaapboer, my ouers is al by Jesus. Maar wat daar gebeur het, is ek kom nog uit die SAP A uit, graad 1. Maar ons praat nog van SAP A, SAP B en standaard. Standaard 1. Die kinders kyk vir ons met hierdie oë aan, dowwe oë aan. Maar daar in graad 1 het Juffrou Nelly een dag, ek weet nou nie meer wat 'n dag nie, een dag vir ons geëvangeliseer in die klas. En ek kan onthou, Juffrou Nelly het gevra, wie van julle wil julle hartjies vir Jesus gee? Wow. En Vian, daai dag wat ek Jesus gehoor het, he became this ultimate hero. Ek is 7 jaar oud. Wow. En ek kan onthou, my hand was een van die eerstes wat opgeskiet het. Wow. Want dit was soos in van, hierdie Jesus was like a champion. He was like a champion. Ja. So wat het daarna gebeur,
is dat ek het ek was 'n koshuiskind, want ons plaaskinders is koshuiskinders, en ek onthou, my ma het ons kom haal die Vrydag by die koshuis. En ek het begin kerm by hulle, by my ma. My pa was ateïs, by my ma. Ek sê, maar ek wil so graag kerk hou. Ek wil kerk hou op die plaas. Man, ek het gekerm vir 'n paar maande. En een Vrydag sê sy vir my, okay, sussie, mamma het nou gepraat, en dit is reg. Jy kan Sondag maar kerk hou. Wow. Okay, so, ek was so 8 jaar oud, toe het ek my plaaskerk. Regtig? Hierso, Wow. maar dat ek dit net ook vir die kykers noem. Ek was een van die kinders wat vinnig leer lees het. Ek was nie so vinnig met die wiskunde nie, maar ek het vinnig leer lees. So ek het nie kinderboeke gelees nie. Ek het onmiddellik groot mensboeke gelees. Ek het Langehoven gelees. Ek het die ensiklopedia gelees. Ek kon vinnig lees en vinnig begryp. Yes. Maar let wel nie die wiskunde nie. Maar so ek het vinnig die groot mens Bybel gelees. Ja. Vinnig die Bybeltjie wat my ouers vir ons gegee het. My ma daarop aangedring. So ek sê my pa was ateïs vir die grootste deel van sy lewe. En die klein geskryf. Die Gideon Bybeltjies. Nee. Soos daardie. Nee, daai so dikke. Hy was so dik, was nie Gideon nie. Wie aan ek wens, maar ek gaan eendag weet, wat het ek vir my gemeente gesê? Want ek sien hulle so voor my, nou sit my gemeente, ek staan hierso, ek was so opfyn dogtertjie, en ek het my hart uitgepreek. Ek wens ek kan daardie video sien. Man, ek eendag gaan ek hom sien, die Here my God het mos daai rekord. En hierso kom ons weer een Vrydag, weer ry ons, my ma is weer met ons op pad plaas toe. Sê my sussie, mamma wil nou vir jou iets sê. Ja. Maar jou gemeente het by my kom kla. Jy preek te lank. So wat daar gebeur het was, dat okay, dit het gestop. Hoekom dit belangrik is om te weet, want as ons nou vorentoe spring, dan sal jy sien, wat het daar gebeur, want 'n kind van 7 jaar het nie sonde besef nie. Ja. 'n kind van 7 besef nog nie rarig verkeerd en reg nie, want hy leer dit nog by sy ouers. Dis korrek. Sê dankie, sê asseblief, moenie dit, moenie dat, oppas vir dit, jy weet. Ja. So op 11 jaar, omdat ek so vinnig kon lees en vinnig kon verstaan wat ek lees, Ja. beland 'n boekie in my hande. Ek is 11 jaar oud, in my hande. Die 2 seuns op daai stadium, ons is op 'n plaas waar hulle sport oefen, so daar's nie daai geleenthede nie. So my ouers laat kom vir hulle slaansak en bokshandskoene en sulke goed om die seuns op die plaas, my 2 ouer broers, ek is die jongste. Maar in een van die pakke wat aankom met die trein vir hulle vir goed, is daar 'n rooi boekie oor karate. En ek, wat vinnig kon lees en wat goed kon verstaan, lees op 11 jaar van Boeddha. En in die boekie staan dat Boeddha is 'n God. Onmiddellik. Jy het nou net, toe jy my voorgestel het jy vir die kykers gesê dat ek hardloop in die baan wat die Here vir my voorgesalf het, en dit is die geestelike riem, en dit is geestelike oorlogvoering, en dit is dit. Op daai oomblik wat ek hierdie boekie begin lees, ek het jou net gesê, hindsight is perfect sight, het die vyand, in 'n 11-jarige kind, he made a download in my life, onmiddellik na die donker kant toe. My ouers weet dit nie, my ouers het dit nooit geweet nie. Niemand het dit ooit geweet nie, maar ek was onmiddellik is jy weggevoer. Ek was onmiddellik. Daai dogtertjie wat op die plaas Sondag gepreek het en geëvangeliseer het, daai kind was onmiddellik gevang. Onmiddellik. So erg, dat 12 jaar, 13 jaar, maak jy mos nou klaar met laerskool, dat ek die kinders geforseer het, maar jou maatjie, ek het hulle forseer om vir my hooggeagte Boeddha te noem. Dis belangrik dat die kinders dit weet. Ja. Hoe,
luister, hierdie, ons moet nou vinnig praat, want dit is nie tyd nie, maar gelukkig is dit gestop, want een van die ouers het ongelukkig geraak daaroor, ek bedoel, my kind, jou kind, hooggeagte Boeddha, hulle moes vir my briewe skryf, Ja. in hooggeagte Boeddha, bla 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 bla, Ja. verstaan nie, ek was ook 'n stil kind, Ja. ek was glad, ek was 'n stil, ek het verdwyn, maar wanneer daai ingeskop het, I was the boldness self, Dit wys jou net die aantrekkingskrag en die mag wat dit ook het die geestelike realm, om te kan beskik oor jou yes, en ja, ja, maar wat ek ook, wat ons dalk dieper kan gaan met ons volgende program, wat jy ook moet verstaan, en in ons twee se oproep wat jy gemaak het, ons het so vinnig gepraat, hoor ek, okay, nee, hy weet, toe jy het gepraat van generasievloeke, ja, en goed wat afkom. Nou, in my bloedlyn was okkulte baie sterk. ja, So, die bloedlyn werf hom, hy werf hom af met die bloedlyn, en die volle omvang van daai werf het op my geval. Nie op die ander twee kinders, het op my geval. Kom ons fast forward verskriklik ver vorentoe. In my late 20's het ek besluit, ek is my 11 jaar van Boeddhis. I'm a Buddhist. En ek gaan nie eers nou op hierdie stadium ingaan in al die ander okkulte waarin ek belang gestel het en waarin ek betrokke geraak het. So u was regtig van 11 jaar oud was u weggevoer in daardie okkult 100%. was weggevoer van daai tyd af. Want die bloedlyn, Ja, the next generation, ja. demanded a witch. Wow. Ek kry hoendervleis as ek hier sit, want ek dink, Dis- die luisteraars, die geestelike realm, wanneer jy gewederbaar is jy onmiddellik in die geestelike realm. Jy is in, en so jy kan maklik vatbaar wees, as jy nie waaksaam is nie, kan die geestelike realm domineer, en jou net so insuig, soos Ja. ‘n vacuum. Maar Wian, hy suig ons in elk geval in as ons onbekeerd is, as ons nie deur die bloed gekoop is nie, as ons nie gewederbaar is deur die krag van die Here, die Heilige Gees. As die Heilige Gees ons nie seël as kinders van God nie. Hy domineer, in elk geval, is 'n baie mooi woord wat jy nou gebruik het, hy domineer in elk geval die onbekeerde, die een wat nie. Hy domineer, kyk na die wêreld, hy domineer. In elk geval, die narratief, die behavior, hy domineer dit. Hy domineer. Ek het 'n program wat ek ook voorberei het, wat ek ook nog gaan doen oor die oorvloedige lewe. En 'n deel van die oorvloedige lewe is om te erken dat wat het Jesus Christus gevat is sonde. En solank as wat jy nie daardie wedergeboorte aangaan en Jesus as jou Heer neem nie, is jy onder daardie vloek en kan jy gedomineer word deur Satan en sy mag. Dit is hoekom jy nie die oorvloedige lewe kan access nie. Ja. Maar dan sit jy, kom jy tot bekering soos ek, Ja, en generasiegewys ja, het die geestelike realm aan die duisterniskant het geëis dat hierdie generasie moet die volgende heks hê. En so ek is in my laat 20's, ek gou daai gedagte klaar maak en ek besluit I'm going to be the best one. you're gonna be the best? Which? Which? I'm going to be the best one. Wow. Okay, kom ons gaan daar uit. Ons moet ook nou in gedagte hou, Tannie, ek wil hier my gedagte, u moet daai gedagte hou, maar ons moet ook in gedagte bring dat, hoe kan ons te midde van die goed, ek glo daaraan, Tannie het die stem van die Here hoor deurbreek. So, hoe onderskei ons dan tussen die stem van God en die stem van die wêreld en die duisternis, so te sê? So, as ons nie dit ook kan inbring in ons gesels. Ek gaan hom inbring op hierdie punt. Ja, So nou is ek hier so 33. ja, Ek weet presies in die strandwater gestap. Presies. En op die hoek van daai straat waar ek gestaan het, is dit hoorbaar in my gees. En ek is 'n Boeddhist. I am literally pursuing this. Ek jaag ook na en ek is ook
baie diep in Afrika mitologie, in die American Native mythology. Ek is baie diep in die Oosterse mitologie. Kyk, ons is nie boeddhist nie. My soeke na wysheid het my in al hierdie donker gate laat inkruip. Weet nie dit het met die gees te doen nie, maar ek stap en ek hoor duidelik aan my binnekant, soos hard soos wat ek en jy hier met mekaar praat, maar ek hoor hom aan my binnekant. Ek sê hardop vir my op hy ook van die straat sê, jy is so leeg. Hierdie boeddhisme werk nie. Jy is verskriklik leeg. En ek, wat so soekend is, en wat begin agterkom, maar I'm going nowhere slowly. Dis onvervuld. Net op daai oomblik kry die Here my. Net op daai oomblik verander my lewe. En jy is nou 'n bloedgewaste kind van God. Nou is ek 'n bloedgewaste kind van God. Met trials en toetse wat ewig is, maar net ook dat ek 'n kind van God geword het, gaan trou ek met 'n baie verkeerde man. Ja. En daar begin die Here vir my leer van die geestelike riem. En hy begin vir my wys, waar was jy gewees in die gees, toe jy gedit en dit en gedit en gedit en het onmiddellik vir my die geestelike riem oopgebreek. Dit is geen wonder dat hy vir deur hierdie okkulte vat, okkultisme soos hulle sê. Is geen wonder dat u spesialiseer in die geestelike riem nie, want dit is alles daarmee te doen. Ja. Ek sê ons stryde van die lewe waardeur ons kom, word op die einde van die dag ons getuienisse. En ons kan ander mense help op hierdie vlak van hulle lewe kan ons, en ek glo daar's geen betere persoon as jy nou, jy is kyker by die huis, as jy luister na ons gesprek, dit is Tannie Martha Maritz, en sy spesialiseer in die geestelike oorlogwêreld. En dit is so reëel, so 'n werklikheid soos daglig, dit bestaan. Baie mense druk hulle ore toe en hulle wil nie hoor van hierdie generasie curses wat aankom in jou bloedlyn nie, wat jy die autoriteit het om dit toe te maak, om te bind. Baie van ons mense by die huis sê, my pa was ook so, my ma was ook so. Jy hoef nie met hierdie vloeke aan te gaan nie, die vloek 100%. Van depressie, die vloek van gebroke huwelike, dit is alles vloeke wat jy kan afsny. Jy hoef nie te skei omdat jou oom of jou tannie of jou ma of jou papa geskei het nie. Jy het die mag om op slange en skorpioene te trap. Halleluja. So dit is hoekom ons hierdie gesprek het met Tannie, wat vir ons vertel wie sy is en waarin sy spesialiseer en hoe om te onderskei tussen die mag van duisternis en die mag van die lig. Met ander woorde, die stem van God en die stem van die wêreld. So Tannie gesels met ons hier. Ek weet jy is baie geïnteresseerd in wat Tannie sê. Ek myself is op die punt van my stoel om te hoor en om meer te kan ontvang van Tannie. Maar jy gaan op 'n volgende geleentheid, net hierna gaan ons ook nog 'n program doen op u geestelike oorlogvoering. Ja. Want jy weet Tannie, die Here sê dat herhaaldelike kere dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte in die lig. Jy fight nie 'n persoon nie. Jy fight Satan direk, wat mens gebruik om sy planne uit te voer. Dit is hoekom moet jy weet dat dit is 'n werklikheid. Is 'n baie groot werklikheid. Ja. Jy weet Wian, ek weet nou nie hoeveel minute ons oor het nie. So 5 minute ons 5 minute oor. Die ding wat die mense nie verstaan nie, is dat maar Jesus het dan gekom, en Jesus het om dan nou verslaan. Hy het verslaan sodat jy 'n kans staan in hierdie oorlog. Ons gaan volgende keer daaroor praat. Hy doen dat jy 'n kans staan in die oorlog, want jy het nie 'n kans gestaan in hierdie oorlog nie. Luister hoor, so met jou kop skiet, mense kop skiet ook, maar ek wil nie gou raak. Jy het my gevra, hoe onderskei ons die stem van die vyand en die stem van Vader? Die vyand het 'n spesifieke woordeskat, want hy kan ook nie weet wie jy is. En dis 'n woordeskat wat jou gedurig sal wil aftrek, deur vir jou arrogant te maak, of jou heeltemal te maak het, ek weet nie wie ek is nie, en ek kry so swaar, en ek is 'n victim. Of hy blaas jou ego op, en jy sê,
man, ek glo nie aan daai goed nie, of man, daai gaan nie gebeur nie, of hierdie gaan nie op my nie. Baie van die kinders van die Here, kyk, die wêreld daar buite is in elk geval arrogant, want wie is die God van die wêreld? Hy is die een wat deur trots gedryf word. Dit was sy val, was sy trots. Dit is die een wat hom dryf, maar wie is baie gevaarlik in die gees? Nie die wêreldlinge nie. Die kind van die Here wat arrogant is in die geestelike riem, kry harde klappe, harde skote. Die Here God se stem is altyd die een wat jou sal trek na lig toe. Hy trek jou na sy lig toe. Kolossense praat 'n verskriklike mooi skrif. Ons een van my gunstelinge wat sê dat die Here het ons, ek gaan hom in Engels sê, he transferred us out of the manipulation and the dominion of darkness. Into his Jy kan hom klaarmaak. marvelous light. Ja. God trek altyd lig toe. God sal altyd sê, moenie dit doen nie. Moenie waarskuwing, drome, visioene, woord, Hy mense wat waarsku met jou ons. praat, aan mekaar sal hy, want die Heilige Gees maak ons groot. En wat ons nie van Heilige Gees besef nie, is dat hy delight om ons groot te maak. Amen. Hy wil ons volwasse kinders in die Here hê, sodat ons dominie kan vat, sodat ons heerskappy kan vat. Ek stem saam. Maar ons gaan nie, hoor nie so, ek het nie remme nie, hoor. Julle moet maar die remme trap hierso. Ek is op die punt van my stoel om weer te hoor van wat Tannie sê, want wat u sê, dit resoneer en dit sluit aan met my gees. Dit is Halleluja, dit word gekonnekteer dat dit is die waarheid. Jy weet, ons het die mag om te kan onderskei tussen die waarheid en die leuns. Die Here het dit vir ons gegee. Amen. Ons het ook die mag om te kan luister na die stem van die wêreld en na die stem van die Here. En soos wat Tannie Martha ook genoem het, dat die Here trek ons na sy lig. Jy weet, dit is Satan het gekom om die waarheid te verdoem. Ja, He came to disguise en hy werk op wat God al reeds geskep het en hy kom verander dit sodat dit 'n leuen is. Dit lyk soos 'n leuen wat hy vir jou sê. Hy sê vir jou, jy sal seker nie gedood word nie as jy van die boom van die vrug van die vrugte eet van goed en sleg nie, van die kennis van good and evil nie. Maar hy het nie gesê dat jy gaan geestelik sterf as jy daarvan eet nie. Ja. Jy sien, hy het dit verdraai. So Ja. dit is baie belangrik. sure. Tannie, dit is al waarvoor ons tyd het vandag. So luister na die stem van die Here en vra vir 'n gees van onderskeiding. Amen. Ek gaan vra dat Tannie vir ons afsluit met 'n gebed en Is 'n tot 'n plesier. volgende keer. Dis 'n voorreg. Ja. Vader, in die kragtige, lieflike naam van die Seun Jesus Christus. Here, sê ek vir u baie dankie dat ons hier rondom die woord kan die tyd uitkoop in die tye waarin ons is, Vader. En ek vra, Vader, dit wat ons twee gepraat het, al was die tyd so beperk, weet ek, u woord is 'n tweesnydende swaard, en Dankie, weet ek, Jesus. u het al reeds gesny daar na die luisteraar of die kyker wat moes hoor, wat moet begin dink, wat moet begin vra, Vader, wat moet ondersoek begin instel, hoekom is my lewe dan nie in die oorvloed wat Jesus gesê het, hy vir my vrygekoop het nie. Vader, ek wie aan loof en eer u saam met die kinders hier op aarde, en ons gee al die lof en al die eer, in Jesus se heilige naam, amen. Amen en amen. Kruiskyk-kykers en vriende by die huis, baie dankie dat jy gekyk het na jou program The Heart of God met my, Wian Hearn. Tot 'n volgende keer. Groete en baie liefde. Tannie, groet ons kykers. Selfde van my af, net vrede, net liefde. Amen. Totsiens. He will rejoice over you. He will rejoice over you. If you could only hear his voice, you would hear the Lord rejoicing over you with singing.